'n ander noot, jy het hierdie storie geskryf van die mediese fondse en ek verstaan nie so mooi nie. 1,7 miljard in surplus. En dis basies, kan ek sê in wins. Kyk, ek is nie 'n finansiële verslaggewer nie, ja. So vir Namfisa, dis die toesighoudende owerheid vir finansiële instellings wat elke jaar Agito dan het hulle nou 'n verslag wat hulle saamstel en mediese fondse het verlede jaar na al hulle aftrekkings, al hulle uitgawes, administratiewe uitgawes, het hulle mens kan dit 'n oorskot ook noem, van 1,7 miljard gehad. En ek het nou al spesifiek al baie berig oor mense wat klaar, jy sal onthou so tyd terug, dit was begin van laas jaar dink ek, is mediese fondse bydraes is opgestoot, maar die tariewe waarteen jy diens kry is dieselfde gehou. So nou het die Raad vir Private Gesondheidsgeriewe en dan private praktisyns sê, maar jy kan nie diensverskaffers soos dokters en hospitale en apteke daarvan beskuldig dat hulle hierdie hoë koste dryf as jy soveel oor het na die tyd. Dit maak net nie sin nie. Wat hulle ook sê is dat jy ondermyn vertroue in gesondheidsverskaffers. Jy begin daar te dink, okay, maar jou dokter is dan nou 'n skelm want hy vra meer. Ek moet heeltyd inbetaal. Bybetaal, ja. En dan maak hulle dit ook baie duidelik dat die tariewe waarteen, kom ek verduidelik eenvoudig. NAMAF tariewe, die Vereniging van Namibiese Mediese Fondse het standaard tariewe. So byvoorbeeld hulle sê as jy 'n mediese fonds lid is, gee ons net R250, die res moet jy opbetaal. En hulle verander dit nie. So dis mos nou logies, alles word duurder. Maar die mediese fondslede se bydraes styg, maar wat hulle kry vir dit word al hoe minder. Weet jy, Henriette, ek onthou toe ek betrokke was by ons body corporate by die flats waar ek bly. En toe dinge goed gaan en ons bou nou 'n bietjie reserves op. Toe sit ons nie die tariewe op nie, want dis mos ons wat betaal vir ons belang. Natuurlik. So nou wonder ek, in wie se belang is dit omdat wie baat uit hierdie groot surplus? En dan sê jy nog die bates het gegroei met 33,4%. En jy het 'n mediese finansiële terme, Agito, jy is baie beter daarmee dit, maar hulle praat van likwiditeit, So elke mediese fonds in Namibië, obviously jy moet dit gesond hou, Agito. So jy moet 'n reserve hê, maar jy moenie begin wins maak uit dit. Kyk, jou likwiditeit is hoeveel? 25%. Soveel kontant. Jy het in ag van jou spaargeld, Hierdie is so vir mediese fondse moet jy 25% in kontant hê, dat dit nou nie gebeur dat jy Agito eis en jy kan nou nie. Presies. Dit staan nou op 33%. So dit is 8% hoër as wat dit moet wees. So ons almal verstaan jy moet 'n reserve hê. Dis logies, maar okay, dis nou 'n bietjie baie reserve.